What is our hope in life and death? Christ alone, Christ alone. What is our only confidence? That our souls to Him belong, who holds our days within His hand. What comes apart from His command, and what will keep us to the end? The love of Christ in which we stand. Oh, sing hallelujah. Our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah. Now and ever we confess Christ our hope in life and death. What truth can call the troubled soul? God is good, God is good. Where is His grace and goodness known? In our great Redeemer's blood, who holds our faith when fears arise, who stands above the stormy trial, who sends the waves that bring us nigh unto the shore, the rock of Christ. Oh, sing hallelujah. Our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah. Now and ever we confess Christ our hope in life and death. Unto the grave, what will we sing? Christ He lives, Christ He lives. And what reward will heaven bring? Everlasting life within. There we will rise to meet the Lord. Then sin and death will be destroyed, and we will feast in endless joy when Christ is ours forevermore. Oh, sing hallelujah. Our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah. Now and ever we confess Christ our hope in life and death. Oh, sing hallelujah. Our hope springs eternal. Oh, sing hallelujah. Now and ever we confess Christ our hope in life and death. Now and ever we confess Christ our hope in life and death. Coming back to just me and you, just a heart song singing out of tune. I remember the simplicity, just to feel you here was everything. Stunned by your beauty, this is my offering, not for anything that I could gain, just to honor you
Find me like a child again, full of wonder, full of innocence. Before anything got in the way, any dream or any accolade, you make it easy to bring me, not for anything that I could gain, just to honor you and bring you praise. Like a fragrance broken on the floor, may my worship be pure. There's no motive, there's no hidden catch. Here's my all and I don't want it back. Like a fragrance broken on the floor, may my worship be pure. Pure thanks, pure praise, nothing in the way. My heart, my love, this is all you are. This is all you are. This is all you want. Oh Jesus, this is for you. Oh Jesus, this is only for you. And it's all about you, all about you. And it's all about you, all about you. And it's all about you, all about you. And it's all about you. Yeah, all about you, all about you. And it's all about you, all about you. And it's all about you, all about you. And it's all about you, not for anything that I could gain, just to honor you and bring you praise. Like a fragrance broken on the floor, may my worship be pure. There's no motive, there's no hidden catch. Here's my all and I don't want it back. Like a fragrance broken on the floor, let my worship be pure.
Goeiedag vriende en baie welkom by ons huiskerk geleentheid. Ek hoop dit was sommer net 'n lieflike geleentheid om net stil te raak en in verwondering te staan oor die lieflikheid van die Here. Dit is wat ons as gemeente altyd wil doen is. Ons wil staan in verwondering oor die goedheid van die Here en die wete dat hy ook vir ons bid en vir ons intree en dat hy ons Vader is. Nou, ons is nou 9 Sondae voor hierdie ene het ons nou al gesels oor Johannes 17. En ek het beleef sommer net op my hart dat dit 'n goeie geleentheid is vir ons om 'n bietjie te reflekteer. So ek gaan 5 stellings maak uit die Johannes 17 wat ons nou al reeds na geluister het en waaroor ons gepraat het. En dan gaan ons vanoggend se huiskerk geleentheid gebruik om bietjie daaroor te reflekteer. Ek wil sommer nou al sê, dat wanneer ons reflekteer, wil ek vra, dat ons vanuit die woord uit sal reflekteer. Of aanvullend 'n getuienis wat aansluit by die woord. Nie 'n getuienis wat mense vereer of myself nie, maar God verheerlik. Wanneer ons iets wil gee, moet dit nie ons opinies wees nie, dit moet gestaaf wees vanuit die konteks en die kern van Gods woord. Ek gaan nou iets meer daaroor sê. Maar ek dink nou by myself, jy weet, ons het al reeds hieroor gepraat dat Johannes 17 is hierdie hoë priesterlike gebed. Trouwens, die disippels en ons hoor Jesus bid. Dit word vir ons baie duidelik gesê dat dit het Jesus gespreek vers 1 en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê en dan praat hy in gebed met sy Vader. So ons het begin hierdie jaar om te sê dat dit vir ons kosbaar is om Jesus se hartsverlange te hoor in sy hoë priesterlike gebed. Ons hoor hoe hy met sy Vader kommunikeer, hoe hy in afhanklikheid staan. En dan besef ons, soos ons al reeds gesê het, in die eerste 5 verse bid Jesus vir homself, vers 6 tot 19 bid hy vir sy huis, vir sy disippels, vir die 11 wat die woord verder sal vat, en vanaf vers 20 tot 26 bid hy dan vir die wat tot geloof sal kom deur die getrouheid van die apostels wat die evangelie verkondig. My eerste gedagte is dat dit vir ons so kosbaar is, het ons hierdie jaar al gesê, dat Jesus hardop bid. En die rede hoekom dit van ons kosbaar is dat ons in die teks blootgestel word aan sy hartsafhanklikheid van die Vader. Ons hoor eintlik in sy gebed hardop die plan van God. Ons hoor die hartsverlange van Jesus. Ons hoor die hartsplan van God. En dis wat vir Jesus het ons al reeds gesê was gebed soos asemhaling. Dis die natuurlikste uitvloeisel van sy asemhaling om God die Vader te verheerlik. Dit was sy verhouding met die Vader. So dis die eerste punt wat ek wil sê. Aan die einde gaan ons 'n bietjie vragies vra om hieroor te reflekteer. Die tweede ding wat ek wil noem vandag is dat dit vir my kosbaar is dat ons kon stil staan vir 'n lang tyd en gesels oor sy uur wat gekom het. Nou wat dit veronderstel is dat God se tydsberekening in die volheid van die tyd absoluut goddelik en perfek is. Daardie uur was bestem. Dit was uitgewerk. Dit was presies reg. Nou weet julle wat so wonderlik is, in Johannes se evangelie, net in hoofstuk 2, kry ons die eerste wonderwerk van Jesus. Waar het dit plaasgevind? Jy is heeltemal reg as jy dit sê, die bruilof te Kana. Nou wat interessant is, by die bruilof te Kana, ek blaai net vinnig in my Bybel in Johannes 2, is dat Jesus se ma dan na hom toe kom, en sy vir hom sê, maar luister jy, daar is geen wyn nie, Jesus, kan jy nie iets doen nie? Dan sê in vers 4 die volgende, Jesus sê vir haar vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. So by die eerste wonderwerk in sy eerste jaar van bediening, verklaar Jesus helder en duidelik sy uur het nog nie gekom nie. Maar in Johannes 17 sê hy, in sy eerste bede, Vader, die uur het nou gekom. En dit laat my nogal dink oor die tydsberekening van God in sy soewereiniteit, om sy offerplan of sy reddingsplan op die tafel te sit. Nie laat nie, nie te vroeg nie, perfek. Daaroor wil ek bietjie gesels nou wanneer ons reflekteer by die tweede punt, dat ons 'n bietjie daaroor kan gesels. Die derde punt is, ons het lekker stil gestaan oor, by die punt wat Jesus sê, Vader, vers 3, dis die ewige lewe, dat hulle u sal ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus, wat u gestuur het, daardie ken, ons het met mekaar gedeel, ginosko is meer as net kopkennis, dis meer as net om al die regte antwoorde en teologie te ken, dis meer as om net nou so vra, net die regte antwoord te weet.
En dit is wat jy nie nou al gespanne moet maak wanneer ons net al gaan gesels nie, want ginosko het ons geleer dat die ewige lewe nie net 'n bestemming is nie, nie net met ander woorde ons gaan net by die hemel uitkom nie, maar dit gaan oor 'n intieme verhouding met God die Vader. Dis om hom intiem te ken. Dis nie net om te weet wie hy is nie, dis om deelagtig te wees aan dieselfde lewe. Dit is om absoluut daardie lewe waarvoor hy gesterf het, dit wat hy bepaal het in identiteit en oorgawe, deur en deur te ken. Om sy Vader hart te ken, om in afhanklikheid van hom te staan. Dis die derde punt, ons gaan 'n bietjie daaroor gesels. Die vierde punt is dan, wat ek sien is dat die skrif sê baie duidelik dat daar vanaf vers 6 het ons daaroor gepraat, dat hy sê ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld uitgegee het. Hulle het aan u behoort en hulle het u woord bewaar. En hierdie is vir my 'n geweldige punt. Ons het natuurlik nie genoeg tyd in die gemeente om dit oor en oor te aanpak nie. Maar wat was die disippels se reaksie op die woord van die Here? Die skrif sê, hulle het dit ontvang, hulle het dit erken, hulle het dit geglo. Nou wonder ek net, as Jesus se volgelinge sy woord ontvang het, as Jesus se eerste 11 sy woord werklik erken het, as hulle dit bewaar het, dis die woorde wat ons gebruik het in die prediking, dan beteken dit, hulle het nie net inligting gehoor nie, met ander woorde, hulle het nie net daar gesit in die pews en na 'n preek geluister nie, die woorde was soos vervloeiende water, dit was soos lewende saad, dit het op die wonderlikste groeibare, vatbare grond geval, die Heilige Gees, God die Vader, deur sy Seun het dit kom nat maak, daar was groei, daar was reaksie, daar was 'n oes wat opgekom het, nee. Met ander woorde, wat ons meer kan sê is, hulle het hulle lewens oorgegee in die ontvanklikheid, die erkentenis en die bewaring van God se woord. Ek dink as hulle daai lied geken het, Jesus se eerste 11 en die wat daarop sal volg en ook ons, sal ons deur en deur verstaan wat die lied beteken, I surrender all. So dis my punt wat ek in die vierde punt wil sê is, hoe reageer ons nou met ander woorde, nie net deur die woord te hoor of inligting te hoor nie, nie net deur om te ken nie, maar hoe bewaar ons hierdie woord? Ons gaan in die vierde vraagie bietjie daaroor gesels. En dan die laaste puntjie vir vanoggend, die laaste vraagie is dat ons het nou Sondag wat verby is daaroor gepraat dat Jesus bid vir hulle wat die Vader vir hom gegee het. Ons weet hy bid nie net vir die 11 nie, ons weet in Johannes 17 vers 20 sê hy bid hy ook vir die wat deur die woord van die apostels tot geloof gekom het. So as jy in geloofsoorgawe 'n kind van God geword het, deur genade is jy gered, deur geloof, deur jou geloof in die Here Jesus aangeneem het, deurdat jy in geloof hom aanvaar het as die enigste een wat jou uit die sonde, uit die stormsee kon red, is my vraag is om dan hierdie wonderlike besef te hê dat Jesus bid vir ons. Die skrif het ons nogal die punt tuis gebring, dink ek, verlede Sondag. Jesus bid juis spesifiek vir diegene wat die Vader aan hom gegee het, die wat in geloofsoorgawe gekom het. Maar hy bid dan spesifiek iets. Hy bid nie net, laat almal net alright wees nie. Ek dink wat duidelik is in die volheid wat die apostels later so sê en wat Jesus sê, is hy bid vir volharding. Hy bid vir geloofsgehoorsaamheid. Hy bid soos Paulus dan vir Timoteus sê, ek het die wedloop gehardloop, ek het die geloof behou. Hy bid dat die Vader ons sal beskerm, teen die bose bewaar, teen die duiwel wat vir ons wil kom, ons sal beskerm teen al die aanslag. Hy bid dat ons met ander woorde nie in die vervalle wêreld waar binne ons sal leef, sal verswelg word deur die last van die vlees nie. Dis die laaste punt waar ons 'n bietjie gaan gesels. So wat ons nou gaan doen is, dis dit vir vanoggend. Julle het nou 9 Sondae al geluister na die woord van die Here. En wat dit nou nie is nie, is dat hierdie nou 'n evaluering is van die prediking. Hoor mooi, dit is nie wat ons nou wil doen nie. Wat ons nou wil doen is om te reflekteer op die getuienis van die woord. So ons moet nou gaan en al hierdie volgende 5 vrae wat nou op die skerm gaan verskyn, gaan oor een vraag oor elkeen van die 5 punte wat ek genoem het. Dan wil ek graag met al ons voorkennis, met al die woordbediening wat ons gehoor het, met al die oopbreek, dink ek wat die Gees van God vir die gemeente wil gee, moet ons nou 'n bietjie saam hieroor gesels.
Nou, hoor gou mooi, jy moet nie nou gespanne raak nie, want die oortuiging van jou hart, as dit in wedergeboorte Jesus Christus is hierdie die wonderlikste oomblik vir jou om net te reageer. Ek wil graag vra dat ons vir almal 'n kansie sal gee, dat almal gerieflik sal voel en dat ons hieroor sal plaas. Niemand gaan nou geforseer word nie, niemand gaan nou gedwing word in 'n hoek nie, maar hierdie is 'n spontane geleentheid om ook te reageer in ons getuienis as volgelinge van die Here, maar ook om saam te groei. So hoe dit nou gaan werk is, die 5 vrae volg nou op mekaar. Hulle gaan so 6 sekondes, dan verskyn die volgende een. So ek wil aanbeveel, druk nou na jy die boodskap, laat die eerste vraagie opkom en dan druk jy pause. Dan gesels jy daaroor. Dan as jy klaar gesels het, druk jy weer play, dan kom die volgende enetjie op. As hy opgekom het, druk jy weer pause, dan gesels jy daaroor. Doen dit deur al 5 die vragies en dan sluit ons saam af. Ek hoop julle het 'n lieflike gespreksgeleentheid en onthou, nie jou opinie nie, die woord is waarheid. Deel en staaf jou getuienis deur reguit God te verheerlik soos Jesus ons klaar geleer het. Ek hoop julle het 'n lieflike geleentheid saam en dankie dat ons hierdie huiskerk op so 'n manier so bietjie kan terugreflekteer oor alles wat ons nou al geleer het. En dan ten slotte, as jy dalk met die gemeente of die huiskerk wil deel, wat is daar wat die Here aan jou geleer het die afgelope tyd uit Johannes 17? Dalk net een dingetjie, wat jy dalk net as 'n getuienis wil deel en sê, hierdie ding het die Here opnuut weer net aan my herbevestig of uitgewys. Deel dit asseblief. Dis 'n wonderlike manier vir ons om te groei, om met ons mond te gebruik, om woorde te laat uitkom en so ons getuienis te kan deel. As jy klaar is met die 5 vrae, laat die video uitspeel, dan sluit ek vir ons af met 'n gebed. Lekker gesels. Gemeente, ek vra nou dat ons saam wil afsluit nadat ons heerlik saam gesels het. Ek wil vir julle vra om julle hande uit te steek en so oop te maak, julle handpalms. En dan in gebedsafhanklikheid saam met my voor die Here te kom staan, waar ons as 'n gemeente in verskillende huiskerke nou saamdraai en die Here wil eer. So steek uit jou hande, steek dit in die lug op, maak oop jou hart, maak oop jou handpalms en kom ons kom voor die Vader. Hemelse Vader, ons dank U as 'n gemeente vir hierdie 9 weke wat ons nou al reeds kon rus en kon wandel in die woord van Johannes 17. Ons het U gehoor, Here. Ons het ook gehoor hoe Jesus bid. Ons het ook gehoor hoe Jesus vir ons as individue, maar ook as 'n gemeente bid. En ons het dit gehoor nog selfs lank voor ons gebore is. Besef ons U het gebid. En Here, soos ons ook nou klaar maak en wanneer ons 'n bietjie gaan kuier, gaan ons net nou by die voordeur uitstap. Maar ek vra vir U, voordat ons weer in die wêreld en in ons week instap, herinner ons almal daaraan dat ons nie net 'n huis verlaat nie, maar dat ons juis 'n stikkende, gebroke wêreld instap as U gestuurd is. Daarom bid ons as 'n gemeente saam, stuur ons nou met die waarheid. Laat die woord wat ons ontvang het, nie net in ons koppe bly as kennis nie, maar dat dit ons hande en ons voete sal beïnvloed. Help ons om U naam en U karakter en U heerlikheid te weerspieël, Here, in ons werksplekke, in ons huise, in ons huwelike, by ons kinders, ons kleinkinders en die gemeenskap waar ons beweeg. Ek vra dat U ons gemeente sal bewaar in eenheid. Here Jesus, U het so pragtig gebid in Johannes 17 dat ons een sal wees. En daarom vra ek ook vir U vandag, bewaar hierdie gemeente teen verdeeldheid. Maak ons 'n lewende getuienis van U liefde, sodat die wêreld kan sien dat U werklik ons deur die Vader met die krag van die Heilige Gees gestuur het.
En daarom vra ek ook vir u vanoggend ten slotte, versterk ons om te kan volhard. Want wanneer die wêreld gaan druk toepas op ons, Here, en wanneer ons geloof dalk getoets word, vra ek vir u om ons asseblief te herinner aan waar ons verlede week gepraat het, Johannes 17 vers 9, dat u nou ook vir elke een van ons wat gered is, by die Vader intree. U is ook ons advokaat. Liewe gemeente, ek bid nou dat elkeen van ons kan uitgaan, die wêreld in, met die vreugde van die grootste geskenk van redding en die ewige lewe. Nie net as iets wat eendag kom nie, maar vandag reeds vir jou 'n intieme verhouding met God die Vader oopbreek. Gemeente, mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees met elke een van ons wees, totdat ons volgende Sondag weer as 'n liggaam saam vergader tot die heerlikheid van die Here. En die gemeente sê saam,